Goeienaand aan ons kijkers en welkom bij nog een uitzending van Carte Blanche. Ik is jullie gasheer Jacobus Jacobs en vanavond brengt ons voor jou een exclusieve blik op die voorval waarbij twee plaatselijke tieners in een getrouwde party betrokken was. Dit heeft die kleine dorpie twee Mali Bloembubbelhoek gespringbokfontein geskud. Ons gaan naar ons veldcorrespondent Chucky voor die besonderhede. Chucky, naar jou toe. Yes, Jacobs. Ek was besig om vir 'n skyfie te eet. Daar is baie spekulasie rondom hierdie gebeurtenis was 'n koppel of 'n getroude egpaar wie was ry in die Tygerberg gebied wanneer twee 10-jarige seuns besluit om te kry. En hul motors instadig begin na die egpaar. Dit het baie intens dat een van die tieners 'n geweer uitgetrek. Daar volgens stond een van die inwoners en getuie in Reinhardtweg dat dit behoort om Steve, een van die tieners se pa. Ek is saam met die inwoner Chippy van der Walt, wie het getuig die skietery buite sy huis. Nou, die kapper het jonk en vriendelik gelyk in die motor, het 'n jong partytjie gesit en oordeel van hul gesigtrekke. Ek haal dit op dat hulle desperaat is vir sosiale aanvaarding. Terug op in Kappen, die vriendelike man wat blykbaar nie so vriendelik was nie. Hy het absoluut vrees en spyt tot op die baard geloop. Hy het die geweer aan die venster vasgehou en na die partytjie geskree. Hy wou dat die partytjie vreeslik die kar aan die kapper gee. Die jong man in die motor het die deur oopgemaak op die kapper, sodat die kappers geweer op die vloer geval het. Fred, ek het gou sy naam gekry toe sy vriendin sy naam geskree het. Die kappers aangeval. Mignon, Fred se vriendin, wat ek daarna geleer het, het die geweer opgestel en na die kapper gewys. Fred het geskree om nie te skiet nie en met 'n bietjie oorvering net Mignon die kapper geskiet. Ek sweer, nadat ek gehoor het dat die geweer skoot en nog nooit gehardloop het nie, so vinnig in my lewe. Ja. En daar het jy dit, 'n klein dorpie wat geskid word deur 'n onverwagte gebeurtenis. Die polisie sê dat geen arrestasies gemaak is nie en hulle ondersoek tans die saak. En die jong kapper se familie is nie beskikbaar vir kommentaar nie. Moet nie beweeg nie, want na die breek het die Guptas lang ons ingetrek en is Jeff Radebe gereed om Suid-Afrika se volgende president te wees. Dis al van my, Jacobus Jacobs. Goeienaand.